oggendgebed. Tot U, Here, rig ek my. My God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie te vergeefs wees nie. Lord my God, to You I lift my heart. In You I trust. Do not let me be put to shame. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied: word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Paulus skryf hierdie brief vir mense wat wou weet wat beteken om Jesus te volg. En Paulus reflekteer dan oor sy eie lewe, oor wat dit vir hom beteken het. Al die plekke waar hy was en alles wat in sy lewe gebeur het. En hy maak dan hierdie ontdekking dat wat hy besef het, is dat ons geroep word om mense van die lig te wees. En lig is om te sien wat regtig is. Dit het die antieke mense geglo, is vir meeste mense 'n moeilike ding om te doen. Die meeste van ons sukkel om te sien wat regtig is, want ons is mense. Ons is nie perfek nie, ons het foute en blinde kolle, en daar's tye wat ons gebrek het aan selfkennis en aan wysheid. En is dan wanneer ons onsself en ander mense seermaak. Maar ons foute en ons blinde kolle keer soms dat ons die realiteit rondom ons kan lees en kan sien wat regtig is. So, dit is daarom dat Paulus reflekteer oor sy eie lewe terug. Waar hy die ontdekking maak dat ons het altyd lig nodig, verheldering oor onsself en oor die eindelose misterie van God. Sodat ons kan sien wat regtig is. Daar's 'n storie wat vertel word oor profeet Samuel se eerste ontmoeting met Dawid se pa, Isaai. En Samuel moet 'n koning gaan salf, een van Isaai se seuns. En as hy dan vir Isaai vertel dat dit Dawid is wat gesalf moet word, dan glo Isaai dit nie. Nie hierdie jongste kind, die vergete seun in die veld wat skape oppas nie. Isaai kon dit nie glo nie. Isaai kon dit nie sien nie. En dan sê Samuel vir hom hierdie woorde en sê, die Here kyk na iets anders as wat mense kyk na. Mense sien die uiterlike, maar God sien die innerlike. God sien die hart van mense. En ek dink Paulus het hom herinner aan hierdie waarheid. Hy het homself hieraan herinner toe hy geskryf het dat alles aan die kaak gestel moet word as die lig daarop val. As hy sê dat sodra lig op iets val, dan sien ons dalk vir die eerste keer wat regtig voor ons is. Soos Isaai, wat nie kon sien sy seun moet gesalf word nie.
En Paulus was ook iemand wat geweet het hoe moeilik dit is om dit wat ons soms aan die binnekant wil hou, wat ons wil keer om na die lig toe te kom. Dit is soms moeilik om dit na die lig te bring. Iemand het geskryf dat die uitnodiging wat daar vir ons almal is om skaduweewerk te doen. Die harde werk om ons blinde kolle en ons skaduwees, die aannames wat ons oor onsself het en oor ander mense het, om dit na die lig te bring. Want dit doen iets aan ons. Paulus het iets hiervan verstaan, toe hy in die teks wat ons gelees het, hierdie ou antieke lied opbring en sê, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. As gelowiges by Paulus wil weet, wat beteken dit om Jesus te volg? Dan sê Paulus vir hulle dit, dat iewers in ons moet ons braaf wees. Iewers in ons moet ons by 'n plek in ons lewe kom waar ons skaamte en ons seer na die lig toe bring. Want dit, sê Paulus, voel soos om uit die doodheid op te staan. Dit is verlossing. Die lig wys vir ons wat regtig is. Mag ons die eerste paar tree op hierdie pad neem. Mag ons die skaduwee werk doen en bewus word van wat dit is wat ons na die lig moet bring. En mag ons dan die Here vertrou om ons lewens te verlig, sodat ons lig vir ander kan wees. Ek wil graag vir julle 'n gedig lees wat dalk iets hieroor sê. En mag jy die week wat dan gaan kom op hierdie reis gaan. I go down to the shore in the morning, and depending on the hour, the waves are rolling in or moving out. And I say, oh, I am miserable. What should I do? And the sea says in its lovely voice, excuse me, I have work to do.